groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus op hierdie wonderlike Sondagmôre, die 26ste Oktober 2025. Ek is Jacques Pieters. Natuurlik, hierdie is ons Sondag boodskap wat ek deurdra. U kan my kontak op WhatsApp 07202022615. Kry 'n Bybel byderhand, kry 'n notaboek byderhand, want hierdie woord wat ek vandag deurdra kom uit Matteus 24 vers 4 en 5 en natuurlik uit die boek van Judas. Maar voor ons daarby uitkom, die laaste week gesels ek met so 'n paar vriende en kennisse en met 'n hele paar mense en hulle vertel my iets wat ons natuurlik almal moet oplet voor. Vanoggend toe ek opstaan het ek 'n sware gemoed oor my. Dit is asof daar net hierdie druk is en ek bid en ek pleit en ek salf my af en ek vra die Here, wat gaan aan? En jy weet, ons moet net besef dat hierdie tyd van die jaar gebeur dat iets in die geestelike wêreld. Die mense wat in witchcraft in is, die mense wat satanisme beoefen, mense wat sekere okkulte beoefen, hulle maak gebruik van hierdie tydperk. En onthou, elke okkult wat nie in Christus is nie, is van die duiwel af, punt. En wat ek weet verseker is dat van hierdie okkulte stuur vloeke uit. Met ander woorde, hulle stuur demoniese magte uit. Om die ligdraers, met ander woorde die gelowiges, die wedergebore kinders van God, aan te val. Dit klink dalk simpel en stupid vir baie mense, maar as jy 'n gelowige is en jy weet, jy het nou die laaste tyd deur dinge gegaan en jy voel daar so druk op jou en jy bid en dit voel net of dit nie weggaan nie. Dan moet jy weet, dit is omdat ons iets nie reg doen nie, want hierdie ouens kom deur, hierdie vloeke kom deur op 'n manier, hulle plaas hierdie druk op ons op 'n manier, hulle plaas hierdie vloeke op ons op 'n manier, en baie keer kom hulle nie tot ons deur nie, maar hulle gebruik vriende, familie, geliefdes, en selfs eiendom, om ons aan te val. En ek praat van 'n hele paar mense hierdie week, met wie daar iets gebeur het, mense wat regtig gehoorsame mense is aan God, mense wat hulle lewe omgedraai het, mense wat weet, dit is aanvalle. En ek sê dit met alle liefde vandag, en as jy 'n gelowige is, en jy is hierdie laaste week deur dit, sê amen. Sê amen, want dit beteken jy is 'n lig, dit beteken daar is werk vir jou om te doen in hierdie tydperk op hierdie aarde, vir God. Vir God die skepper, vir God wat vir ons Christus gegee het as verlosser, saligmaker, ons koning, die een wat gesterf het aan die kruis, wat die kruis gedra het vir hoe ver, wat geslaan was, wat geskop was, wat gespoeg was, gevloek was, wat het deurgedra het vir my en jou, omdat my en jou naam op sy kruis geskrywe staan. Want deur sy kruis kom ons tot bekering, deur sy kruis kan ons tot vergifnis van sonde kom, deur sy kruis is ons wedergebore, en deur sy opstanding het ons verlossing. Verlossing van dit wat ons voorheen vasgehou het. Jy weet, hierdie tyd van die jaar is daar 'n okkultiese ding aan die gang, hulle noem dit Halloween. En as jy enigstens deel het daarvan, raak nou ontslae daarvan. Salf jou huis af. Want mense, jy kan nie deel hê van die wêreldse dinge en deel hê aan die tafel van God nie. Dit gaan nie so werk nie. Jy sien in Openbaring met die 7 gemeentes, is daar spesifiek een gemeente, en dit is aan die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. En dit sê daar so geskrywe, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg in vers 16. Openbaring 3 vers 16. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Jy sien, warm is die gelowige persoon wat alles gee, wat sy beste doen, wat in God glo, wat sy Bybel lees, wat biddend is. En probeer om die goeie dinge te doen, soos God ons beveel in die woord van sy woord. Was jy maar warm of koud? En jy sien, die koud is die wat glad nie glo nie.
Maar die wat lou is die wat probeer een voet in die wêreld en een voet in God se dinge. God sê, hy gaan jou uitspoeg as jy op die draad sit. Hy gaan jou uitspoeg as jy die wêreld wil gehoorsaam en hom probeer gehoorsaam. Jy moet een kies, jy kan nie aan die tafel van albei sit nie. En jy weet, hierdie tyd waarin ons lewe, jy kan nie die dinge van die wêreld aanhang, soos Halloween, en dink God is tevrede met dit nie. Daar is 'n druk deur hierdie mense. Onthou, Halloween beteken, hulle gee 'n offer aan die dode. Hulle roep die dode aan. En jy kan jou eie navorsing gaan doen, gaan Google en vra daar op Google, wat is die herkoms van Halloween? Where did Halloween started from? En dan sal jy sien, dit is om met dode te praat. Die woord sê vir ons baie duidelik. Ekskuus, ek wil net terugkom hier na 'n gedeelte toe 1 Samuel 28 vers 3 sê, en Samuel het gesterwe, die priester wat natuurlik vir Saul en vir Dawid gesalf het. En hulle het oor hom gerouklag en die hele Israel het hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En Saul het die dode besweerders en die waarsêers uit die land verwyder. Maar in vers 7 van 1 Samuel 28 sê Saul aan sy dienaar, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom, daar is 'n vrou, 'n dode besweerster in Endor. En hy kry hierdie vrou en hulle roep Samuel op, die dode. En wat gebeur? Die vrou sê vir Saul, toe Saul vra hoe is sy voorkoms, en sy antwoord, dit is vers 14, 'n ou man kom op met 'n mantel om. Toe Saul begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Samuel sê vir Saul, waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk. En antwoord my nie langer deur die diens van die profete, en ook nie deur drome nie, daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen. En Samuel sê, waarom raadpleeg jy my, terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen soos hy deur my diens gespreek het, en die Here het die koningskap uit jou hand geskeer en dit aan jou naaste, aan Dawid gegee, omdat jy nie na die stem van die Here geluister en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie. Daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen. En Saul het die plotselling in sy volle lengte van die grond geval en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel. Buitendien was daar geen krag in hom nie, want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geëet nie. En natuurlik vers 19 van 1 Samuel 28 sê, en die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee. En môre sal jy met jou seuns by my wees. Ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. En daarna het Saul natuurlik bevrees geword. Onthou, die woord sê baie duidelik vir ons. In Levite 19 vers 31, begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. Jy sien, ons mag nie met die dode spreek nie. Ons mag nie die dodes oproep nie. Ons mag nie waarsêers gaan vra nie. Ons mag nie die terretlesers vra nie. Ons mag nie teekoppie of teesakkie lees of glasie speel nie. Ons mag nie hierdie dinge doen nie, want dit verontreinig ons. Dit sê nie daar, dis 'n sonde nie. Dit sê, dit verontreinig jou. Wat het met Saul gebeur nadat hy en sy seuns en die weermag van Israel het die geveg verloor? Die koning, Saul, is dood nadat hy die dode opgeroep het. En dit is die straf van God. Dit is wat Samuel, die hoëpriester, op 'n stadium wat dood was, vir Saul gesê het, op hierdie dag gaan jy na die doderyk toe. Môre gaan jy na die doderyk toe. En dit is wat gebeur. En daarom in hierdie tyd waarin ons nou lewe, onthou hierdie
okkultiese groepe, hulle kom by mekaar op verskillende tye nou, om die dooies op te roep, om demoniese magte uit te stuur, om ons aan te val. En waar daar ook al 'n opening is, kry hulle 'n deurbraak. En dit is nie altyd direk op ons nie, maar dit is dalk met iemand om ons. Dalk 'n ander voertuig wat jou tref. Dalk iemand wat jou seermaak met woorde. Maar daar is maniere, nie op jou direk dalk nie, maar deur middel van ander mense wat oop is vir die dinge. En daarom sê ek, ons voel hierdie druk. Ons voel hoe hierdie goed op ons liggies aanvalle toepas en probeer toepas. En daarom moet ons bidend bly, ons moet ons huise afsalf, ons moet ons in die oggend afsalf. Ek weet baie mense sê, dit gaan nie oor die afsalwing nie, maar die woord sê op verskeie plekke, ons moet ons afsalf. In Exodus het God vir Moses gesê, salf die hele tempel af en alles wat daar binne is, vir 'n rede, sodat dit rein kan wees. En dit is wanneer ons deurposte met salfolie salf, want ons vra God deur middel van die olie as 'n simboliese teken, omdat ons glo, dat asseblief beskerm hierdie toegang tot ons huis. En wanneer daai demoniese mag daar kom, sien hy daai oliemerk. In die gees sien hulle dit raak. En hulle is bang, want hulle weet, daar is krag. Daar is krag wat hulle gaan brand met die Heilige Gees. Die vuur van die Heilige Gees. Seël jou huis af. Seël dit af. Mense, dit is so belangrik en dit klink vir baie mense simpel en baie pastore en leraars preek dat dis nie nodig om sulke dinge te doen nie, jy moet net glo en klomp nonsens, maar daar van die begin van die Bybel af is daar simboliese tekens vir ons om toe te pas, en wanneer jy gaan kyk na die okkultiese groepe, hulle pas dit toe. Hulle pas dit toe, hulle beoefen dit. Hulle beoefen hulle eie simboliese tekens, hulle eie oproerige simbole om teen ons te beklei. Hoekom? Want 'n simbool is soos 'n handtekening. Wanneer jy 'n kontrak teken, teken jy dit met jou skrif. En dit is wat hierdie simboliese goede is. Dis 'n handtekening wat bevestig, hierdie is gemerk. Hierdie is 'n teken. Ons moet net bewus raak van wat om ons aangaan. Ons moet net ons geestelike oë en ore oopmaak in hierdie tyd, want die aanvalle raak al hoe erger. En ek sê dit nie sodat jy moet wegdraai van die Here af nie. Ek sê dit sodat jy moet sterker word, sodat jy bidend kan bly, sodat jy waaksaam kan bly, sodat Jesus gesê het vir sy disippels daar in die tuin van Getsemane, voor hulle hom gevangene geneem het, waak en bid saam met my. En nou is ons in die tyd wat ons in die tuin sit, saam die olyfbome, want ons gebruik ons olyfolie as ons salfolie. Waak en bid, want die tyd van die duisternis is hier. Matteus 24 vers 4 sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Die volgende vers wil hê jy moet baie mooi gaan kyk daarna. Want ek gaan dit nou vir jou in Afrikaans gee en dan in Engels, sodat jy dit mooi kan verstaan. Want baie sal onder my naam kom. Nou baie mense dink dit beteken, mense gaan sê hulle is Christus, dis anti-Christe. Dis valse Christusse. Maar dit is nie so nie. Baie sal onder my naam kom en sê, dubbelpunt, ek is die Christus. Jesus praat van homself. Ek is die Christus. Hy wys met sy hande op sy eie liggaam en sê, ek is die Christus. Met ander woorde, daar gaan mense kom en hulle gaan sê, hy is Christus. Hulle gaan hom erken, hulle gaan hom preek. Luister mooi wat ek sê, jy moet hierdie verstaan. Hierdie mense kom en preek Christus en hulle mislei baie. En hulle sal baie mislei. Die Engelse weergawe sê, in die moderne King James Version, and Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you, for many will come in my name. Not as a Christ, not as Jesus. They will come in my name, saying, I am Christ. In ander woorde, hulle sê, hy is Christus, hy is
Hy is die Here Jesus wat aan die kruis gesterf het. Hy is die Here Jesus wat opgestaan het. Maar hulle gaan baie mislei. And will deceive many. Ons sien dit vandag, as ons nou blaai na Judas toe, vanaf vers 3 tot 16, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Jy weet, ek druk baie op hierdie woorde, en party mense dink seker, ek praat te veel daaroor, ek weet nie. Maar dit is vir my baie belangrik. Jy sien, 2004, toe ek die pad begin stap, kry ek 'n droom. En in daai droom staan ek voor 'n mikrofoon en ek sê, die Here het my gestuur om iets te sê, maar ek weet nog nie wat nie. En daai tyd, 21 jaar terug, het ek nie geweet wat dit is nie. Maar vandag sê ek vir jou, ek weet wat dit is. Vandag sê ek vir jou, die tyd waarin ons lewe, is 'n baie bedroefde tydperk. En as jy bang is om Matteus 24 vers 1 tot 14 te lees, as jy bang is om Openbaring te lees, dan is daar fout. Dan moet jy self ondersoek gaan toepas en kyk of jou saak met die Here reg is. Kyk of jou lewenswandel met Christus reg is. En ek is nie om jou te oordeel nie. Doen dit self. Want jy is verantwoordelik vir jou siel. Jy is verantwoordelik wat jy doen op hierdie aarde. Jy alleen gaan antwoord op die dag wanneer jy in die oordeel staan voor God. Jy alleen. Niemand anders nie. En ek sê vir jou vandag, ek lees al baie jare lank die Bybel, ek het dit al oor en oor gelees, 'n hele paar keer, en ek sê vir jou vandag, daar is een ding wat my natuurlik dryfkrag gee. Jare gelede was ek dood in breinvliesontsteking, soos van julle weet, maar ek het die Bybel deurgelees in 3-4 maande daai tyd, maar die drome wat ek ontvang het deur die Here, deur die lees van die Bybel, weet ek, hierdie tyd waarin ons lewe, hierdie tyd, is die tyd van smarte. Hoor my woorde. Ek sê nie vir almal wat ek droom nie, maar ek weet, ek ken die tekens, en ek sê dit om te waarsku. Ek sê dit sodat jy gereed kan wees vir dit wat kom. Want dit wat kom gaan nie maklik wees nie. En die meeste mense gaan nie gereed wees vir dit nie. Gaan lees Matteus 24, 1 tot 14. Gaan lees dit. Lees ook Lukas 21 vers 5 tot 19 en Markus 13 vers 1 tot 13. Gaan lees dit self, gaan lees dit. Die waarskuwing is daar. Kyk wat gaan gebeur met ons as gelowiges, en dit is in werking. Die Suid-Afrika het 'n CRL kommissie wat hulle besig is om op te stig, en dit is om ons as gelowiges stil te maak. Hoor wat ek sê vandag. Julle kan sê, en mense kan maar sê, dat, ag, ons moet net glo, of ons moet net dit, of ons moet net dat, en mense, hier is dinge besig om te gebeur. En dis nie net geloof wat jou gaan red nie, dis nie net genade wat jou gaan red nie. Jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Jy moet die herder se stem herken. Luister wat sê Judas. Vers 4 sê, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Wat het Petrus gedoen nadat hulle Jesus gevangene geneem het? Die vrou het vir hom gevra daar by die vuur, was jy nie daar nie? Hy het gesê, nee, ek was nie daar nie. Hy het gemaak of hy Jesus nie ken nie. En kyk, dit gaan kom, die mense gaan sê, hulle ken Jesus nie. Hoeveel mense is Christen en Sondag in die kerk, en dan Saterdag kom hy by 'n braai, by 'n partytjie, en dan vat hy nou maar 'n slukkie bier, en dan sal iemand hom vra, maar is jy nie Christen nie? Ek tog jy drink nie meer nie. Dan sal hy sê nie, ek, nee. En net daar verloon hy die Here Jesus Christus wat gesterf het
vir sy sondes en wat uit die dood uit opgestaan het. Net daar verloon hy die Jesus wat gemartel was, omdat hy gesondig het. Maar ek wil julle daaraan herinner, vers 5, al weet julle dit nou eenmaal dat die Here, nadat hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Wie het hy omgebring? Die wat ongelowig was. Luister baie mooi. Vers 4 sê, goddelose mense. Goddelose mense. Vers 6 sê, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Luister mooi, daai engele wat uit die hemel uit is, die demoniese magte geword. En hulle gee die dryfkrag aan hierdie goddelose mense. En hierdie goddelose mense, hulle word beheer want hulle begeertes is in die wêreldse dinge. So Sodom en Gomorra, vers 7, en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromery die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Het jy al gesien hoeveel mense kan nie die Bybel lees nie? Het jy al gesien hoeveel mense is vinnig om weg te draai wanneer mens uit die Bybel uit lees? Want jy sien, dit is heilige skrif, hulle kan dit nie ontvang nie, dit brand hulle. Ek het al gesien hoeveel pastore deesdae nie meer uit die Bybel uit lees nie. Dalk so vinnige versie. Maar hulle is bang vir die Bybel. Want die Bybel is die krag van God. Die Bybel is die woord. Dit is Jesus Christus. Johannes 1 sê, die vlees, die woord het vlees geword. In vers 14, Johannes 1 vers 14. Die woord het vlees geword. Die Bybel het 'n mens geword. Vers 8 sê, maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar net gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wie hulle? Want hulle het die weg van Kaïn bewandel. Wat is die weg van Kaïn? Die saad van Satan. Hulle volg die duiwelse dinge. Hulle begeertes is wêrelds, hulle begeertes is jaloesie, kwaad, haat, moord. En omloon hulle self in die verleiding van Biliam, gestort en in die verset van Korag omgekom het. En nou Biliam kan jy ook lees in 2 Petrus 2 vers 15. En daar's ander plekke ook. Numeri 16 vers 1 tot 3 en vers 31 tot 35. Gaan lees dit. Hulle is kantvlekke in julle liefde maaltye, wat sonder vrees saam fees hou. Met ander woorde, hulle is betrokke by die dinge van die Here. Hulle is betrokke in die kerke. Hulle is betrokke as valse Christene tussen ons as gelowiges. Wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke, deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontwortel. Nou, ek praat baie keer van, ons moet vrug dra, en die tyd toe Johannes die doper gedoop het, het hy vir die mense daar gesê, bekeer jou van jou sondes, en laat jou gedoop word, en dan dra die vrugte wat by die bekering pas. Dra die vrugte wat by die bekering pas. Mense,
dra ons elkeen vrug. Dra ons die vrug van die Heilige Gees. Hulle is woeste golwe, sê vers 13, van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom, met sy 10.000 talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense, onder hulle te straf, oor hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hul lot kla, en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei, terwille van voordeel, Mense, ek is nie hier om ander pastore of leraars te oordeel nie, maar ek is hier om vir jou te waarsku. Maak oop jou oë, maak oop jou ore, en maak oop jou Bybel. Lees jou Bybel, anders gaan jy mislei word in hierdie dae. Moenie luister wat mense sê nie. Lees jou Bybel, word wedergebore, word gedoop in die naam van Jesus Christus, word wedergebore in die krag van God, tot bekering van sondes, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang, soos wat Handelinge 2 dit verduidelik. Want net deur die woord van God, net deur Jesus Christus se sterwe aan die kruis en opstanding, net deur die Heilige Gees, sal die Bybel vir jou oopgemaak word. Jy moet hierdie tyd weet, die deure is besig om toe te maak, en baie gaan die pad misloop. Baie gaan verdwaald wees, en baie gaan nie gereed wees vir die dinge wat op pad is nie. Baie mense wil nie hierdie woorde hoor nie, want dit maak hulle bang, want hulle is nie gereed daarvoor nie. Jy sien, ons is wedergebore kinders van God. Ons sal sy hand oor ons hê. Die woord sê, nie eens 'n haar sal van ons hoof af val nie. Nou daai gedeelte in Judas is die waarskuwing, vers 3 tot 16. Dis die waarskuwing waarvoor ons moet kyk, wat ons nou moet oplet. En dan kom die volgende paar versies, 17. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Daar's net een manier, is jy moet die evangelieboeke lees in jou Bybel. En dit gaan nie help jy lees net dit nie, jy moet die Ou Testament lees. Want wat gebeur het, is dat die Ou Testament, dit is die woord van God, die Ou Testament. En Jesus het baie kere skrif uit die Ou Testament geneem. Uit verskillende skrifte het hy dit geneem en hy het dit oopgemaak. En as jy die Ou Testament gelees het en jy lees die Nuwe Testament, dan sal jy dit alles beter begin verstaan. Daar's 'n rede vir elke storie in die Bybel. Daar's 'n rede hoekom Israel deur die woestyn moes gaan. Daar's 'n rede hoekom hulle deur die see is. Daar is 'n rede nadat al die ou mense van Israel gesterwe het en die nuwe geslag oorgeneem het, toe Josua hulle deur die Jordaanrivier gevat het, daar by Jerigo, daar is 'n rede hoekom hulle deur daai water is. Daar is 'n rede hoekom hulle die mure van Jerigo gebreek het. Want jy sien, sodra jy deur die water gaan, sodra jy wedergebore is, dan is daar mure wat jy moet breek. Daar is dinge wat jy uit jou lewe uit moet uitlaat, moet laat uitgaan. Daar is rede vir elke woord in ons Bybels. En dit is daar om jou te stig, dit is daar om jou te versterk. Die woord is 'n tweesnydende swaard. Ja, partykeer is dit nie lekker om dit te lees, om in te neem, die dele van straf, die dele van God se woede oor ons nie, die toorn. Maar dit is nie oor my en jou wat tot bekering gekom het nie, dit is teenoor die wat nie in die Gees gebore is nie.
Daar is mense wat tot die vlees lewe, en daar is mense wat tot die gees lewe. As jy wedergebore is, dit beteken, jy begin tot die vlees toe te gaan. Maar jy begin tot die gees te lewe. Vers 18 sê, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Luister mooi, dis hulle wat skering maak. Sinnelike mense wat die gees nie het nie. Dis hulle wat stry en altyd 'n gestryery veroorsaak. Dit is hulle wat kom met sekere punte want hulle wil jou uitlok. Hulle kom nooit met die evangelie van Christus nie. Hulle kom nooit met die woord dat jy tot bekering moet kom nie. Hulle kom nooit met die woord dat jy moet in die herlewing ingaan van Christus nie. Hulle kom net met dood. Die woorde wat hulle spreek is tot skering, want hulle is sinnelike mense wat die gees, hoofletter G, hulle het die Heilige Gees nie ontvang nie. Hulle wil ander leer sonder die Heilige Gees. En daar is geen manier nie, ek gaan dit weer sê, die boom van die lewe word bewaak, of die weg na die boom van die lewe word bewaar, deur 'n vlammende flikkerende swaard, wat elke rigting draai. Hoekom? Want jy moet deur die vlammende swaard, die Gees, die woord van Gees, die woord in Gees, jy moet deur dit gaan, om by die boom van die lewe uit te kom. Jy moet jou Bybel lees, jy moet laat die woord jou bemoedig, dat dit jou stig, dat dit jou bestraf, sodat jy weet waar jy verkeerd is in jou lewe, en weet waar jy moet herstel bring in jou lewe. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hierdie hele hoofstuk in hierdie boek in Judas vertel ons dat selfs die engele gestraf was wat ongehoorsaam was. Die mense wat in die woestyn nadat hulle uit Egipte uitgekom het, hulle is gestraf, hulle het gesterwe daar in die woestyn, omdat hulle ongehoorsaam was. Niks maak ons beter nie, want daar's mense wat sê, ons dien 'n liefdevolle God. Ons dien nie 'n God wat gaan straf en slaan nie. Hulle is verkeerd. Kyk wat gaan aan in die wêreld. Die straf van God is alreeds hier op die goddelose en hulle kom dit nie agter nie. Die straf is alreeds hierso sodat ek en jy die keuse kan maak om onsself te reinig, om deur die smeltkroes te gaan sodat ons meer puur kan word. Dat ons deur die reinigingsproses gaan, sodat die dooie takkies van ons afgesny kan word, sodat ons meer en beter vrug kan dra. Jy weet, dit is jou keuse wat jy maak in die lewe. En daar's baie mense wat leringe gee, maar ek sê vir julle, daar's baie mense wat valse leringe gee, en daar's baie mense wat hulle volg, want dit klink na mooi woorde en goeie woorde, en is lekker op die oor. Dit laat dit klink of dit maklik gaan wees om in die hemel te kom eendag, of in die ewige lewe in te gaan. Dit laat dit maklik klink, dat almal gaan lewe. Maar gaan lees jou Bybel, die Bybel sê iets anders. Die Bybel sê iets anders, maar in elk geval, ek gaan nou net tot daartoe spreek, gaan lees jou Bybel. Gaan lees daai gedeeltes, dis nie om jou bang te maak nie, maar dat jy kan opstig wees, bemoedig kan word, en dat jy jou lewe kan herstel in die woord van die Here. En as jy bietjie afgedwaal het, keer terug. Keer terug na die ware evangelie. Ek sê vir jou, ek is die laaste 5 jaar is ek deur baie dinge, en ek sê vir julle, dit waar die Bybel ons oor waarsku, die Jezebel gees, hulle kom vir die wat geroep is, wat gekies is. Hulle kom vir die wat dieper en dieper in die Here ingaan. En dis 'n uitdaging wat jy moet oorwin. Jy kan dit gaan lees in Openbaring in die 7 gemeentes, wat daar gesê word. Die Jezebel gees is in die kerke, in baie kerke. En hulle is daar om die diepgelowiges, die uitverkorenes aan te val en te beroof. Maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Hoor wat ek sê, hulle gaan dit nie reg kry nie. Hulle probeer, maar hulle kry dit nie reg nie.
Hulle val in hulle eie strikke, want die Here is met jou, en die Here bewaar jou, en nie een haar van jou hoof sal afval, sonder God se toelating nie. Ons het die naweek van die 7de tot die 9de November, het ons 'n kampnaweek. Oorspronklik wou ek dit net vir mans gehou het, maar daar was mense wat gevra het, hulle wil graag hulle vrouens ook saambring. So wat gaan gebeur? Ons het Vrydag aand, natuurlik die kampplek is in Bloemkompoort, so 7 km van die Vaaldam af, so 20 km buite Meyerton, of ongeveer dieselfde afstand van 3 Riviere af, dalk 'n bietjie nader van 3 Riviere af in Vereniging. Maar die kamp kostes. Onthou om by ons dienste by te woon gaan gratis wees. Daar's geen koste daar nie. Maar by die kampplek, jy kan by die kampplek inkom as 'n dagbesoeker, R50 per persoon. As jy Vrydag aand wil kom, as jy Saterdag wil kom deur die dag, dit is R50 per persoon. Die Vrydag aand, dit sal R50 wees per persoon om net die dienste by te woon, as jy naby woon, of jy wil net kom vir die dag, of net kom vir Saterdag, R50 per persoon. En natuurlik Sondag het ons 'n nagmaal diens, maar as jy hier wil kamp, as jy met 'n tent wil kom, of met 'n karavaan wil kom, of in 'n chalet bly, chalets ook, dan kan jy die kampplek self kontak. Ek het nie die pryse van al die chalets nie, maar vir 'n karavaan of tent staanplek is dit R110 per persoon, minimum 2 persone per staanplek. En natuurlik as jy 'n groepie kom, 4, 5 mense, om op een staanplek te staan, dan is dit R110 'n dag per persoon. So, dit spaar jou 'n bietjie meer om natuurlik meer as 2 mense op een staanplek te wees. En natuurlik die chalets, jy kan bel, onthou die pryse. Die plek is baie skoon, die badkamers hierso is baie skoon en netjies, en daar's 'n swembad hierso. Ons gaan dan Vrydag aand net 'n diens hê, mekaar leer ken, lekker gesels, saam sing, en Saterdag het ons 'n paar gassprekers. Een gasspreker is Pieter Pretorius. Hy gaan ons vertel van sy getuienis, en dit is toe hy geskiet was met die AK-47's. Hy moes nie gelewe het nie, maar hy gaan sy getuienis bring, en nie net een getuienis nie, hy gaan vir ons nog 'n getuienis bring. Julle wil dit nie misloop nie, want hierdie getuienis gaan kom om jou sterker te maak, om jou te stig. En dan het ons natuurlik vir Jacques Pappenfoes van Moeg Gesukkel, en hy gaan vir ons 'n getuienis gee, vir die manne natuurlik. En wat 'n besonderse getuienis gaan dit wees ook. Hy noem dit die tafeltjie gesprek. En as jy 'n man is wat jou huwelik wil beter maak, sterker maak, dan moet jy na dit kom luister. Definitief. Dit gaan jou baie help. Terwyl die mans dan hulle oomblikie gaan hê, so 2, 3 ure, 4 ure dalk, hang af hoe lank die gesprekke gaan. Ons gaan vir mekaar bid, daar kan die vrouens op hulle eie dinge doen, en terwyl die mans besig is, en later kan die vrouens net weer by ons aansluit. Dit is 'n kampnaweek, en jy bring jou hele familie, moenie laat iemand agterbly nie, want ek sê vir jou, hier gaan dinge gebeur, hier gaan iets gebeur. En natuurlik het ons dan ook iemand wat gaan kom en vir ons musiek maak. Sy naam is François, dis al wat ek sê, François. En hy het 'n baie spesiale talent gekry om Christelike musiek te maak, maar hy gaan ook vir ons 'n getuienis gee. 'n Getuienis van sy seentjie wat basies by die dood was. En die Here sê vir hom, bid. En hy bid, en daar gebeur iets besonders. En hy sien iets wat niemand anders sien nie. Jy moet hierdie getuienis kom hoor. Want ek sê vir jou, hierdie naweek, wanneer dit plaasvind, 7de tot die 9de November,
gaan dinge gebeur. As daar genoeg mense kom, dan gaan daar nog mense kom as gassprekers, maar ons moet genoeg mense wees, dat dit vir hulle die moeite werd is om van so ver af te ry en hier na toe kom. Ons gassprekers kom almal van 'n end af, van ver af. So ons vra asseblief, as jy wil kom, stuur vir my WhatsApp 0720202615 en ek gee vir jou die Complex se kontaknommer. En ek wil niks geld maak daai uit nie. Niemand wil geld maak hier uit nie. Dit is heeltemal gratis. Dit is sodat jy bemoedig kan word in hierdie dae. Sodat jy 'n bietjie meer wakker kan word, sodat jou huwelik kan beter gaan, sodat jy kan verstaan dat ons almal gaan deur dinge en partykeer sien ons almal hierdie reuse voor ons en jy weet, gister praat ek met 'n vriend van my en ek die Here sê vir my 5 klippies. 5 klippies. Jy weet, en ek en myself gaan ook 'n getuienis gee. En ons gaan mekaar regtig stig en die Here wys vir my, ek is 'n klippie, Pieter is 'n klippie, François is 'n klippie en Jacques Pop en Foes is 'n klippie. En miskien kom Johan L. Sterkman, as dit die moeite werd is vir hom, dan kan hy ook kom. En sy getuienisse kom gee. En dan is ons 5 klippies. En die Here wys vir my die 5 klippies. En ek dink aan ons 5 ouens. En mense, regtig, kom kampie naweek saam met ons, of kom Saterdag in, net vir die dag, as 'n dagbesoekers, teen R50 per persoon. En kom geniet die dag saam met ons, kom gesels saam met ons, en kom luister na regte Christelike musiek, wat jy nog nooit gehoor het nie. Ek beloof jou, dit gaan vir jou opbouend wees, dit gaan jou stig, dit gaan jou versterk, en dit gaan jou laat beter voel, dit gaan jou huwelik laat beter werk, en jy gaan hierdie kamp naweek nêrens kry nie. Dit gaan besonders wees, en ek weet daar gaan genesing plaasvind, want die getuienis uit hierdie 5 persone uit, hierdie 5 klippies van Dawid, ek sê vir julle, daar's klaar genesing gewees, wonderwerke wat gebeur het, en ons wil dit met julle deel, en ons wil hê julle moet dit beleef, en ons wil hê julle moet die wonderwerke in julle lewe ook ervaar. Jy weet, die Sondag sal ons net 'n nagmaaldiens hou. Jy is welkom weer om net as 'n dagbesoeker in te kom, maar kom kamp vir die naweek. Kom kamp vir die naweek. Dit gaan jou net jou eie kos wees, en natuurlik jou kostes vir jou staanplek. Moet dit nie mis nie. Mense, die gaan die eerste kamp naweek wees wat ons gaan doen, en ons gaan dit gereeld begin doen. En ek sê vir jou vandag, jy gaan nie dit op TikTok kry of op YouTube nie. Jy gaan nie dit kry in 'n kerk wat hier gaan gebeur nie. Dit is die begin van groot dinge. Hoor my woorde. 0720202615. Stuur vir my WhatsApp. Moet my nie bel nie, stuur vir my WhatsApp. Dan gesels ons. En ek stuur vir die kontak besonderhede van die kampplek. En julle kan self met die mense praat. En die pryse kry. Ek weet, daar's kamers, daar's 4 kamers. 11 mense kan daarin slaap, en dit kos R1000 per aand vir 11 mense. Dit is R100 per persoon per aand. Mense, wees deel hiervan. Moenie spyt wees nie. Laat weet my. Ons moet ten minste weet teen kom ons sê teen Woensdag die 5de November. Tyd is min, dis 2 weke. 2 weke dan is ons daar. Minder as 2 weke nou. Dan is ons daar. En kom wees deel. Kom wees deel van die eerste ene, want jou naam gaan daarin geteken wees, die eerste ene. Jy gaan dinge sien wat ander nie gaan sien nie. Glo my vandag. Die musiek gaan besonders wees, maar kom ons maak dit die moeite werd vir die ouens om te kom. Dit is nie lekker om net vir 10 mense te praat nie. Ons wil 'n lekker groep hê. En kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie Here vir hierdie woord. Here Vader, dankie Here dat ons oop is en ons weet in wat se tyd ons lewe en ons weet waarvoor om op te let. Vader, ek bid vandag Here, ek vra Here dat U daai kampgrond sal seën Here en dat U die mense sal stuur om te kom. Mense wat regtig, manne wat aan hulle huwelik wil werk, wat regtig hulle huwelik wil laat werk Here. Ons weet hulle wil kom. Ons weet hulle sal kom. Vader, mense wat getuienisse wil hoor van die wonderwerke wat U kan verrig Here. Wanneer ons glo, wanneer 'n man van God bid, wanneer ons opstaan en sê, tot hier toe duiwel en nie verder nie, want ek is 'n kind van die Here.
Hemelse Vader, seën hierdie woorde. Stuur dit waar dit moet wees, Here. Laat dit raak aan wie dit moet. Hemelse Vader, in U is die krag en ons hoop is in U, want deur Christus, deur sy bloed, is ons verlos. En vandag vra ek, Here, elke verlore seun, elke verlore dogter, dat hulle hierdie woord sal ontvang en weet, dat hierdie is die plek waar hulle moet wees, die 7de tot die 9de November. Dis hier waar hulle weer herlewing kan kry in hulle siele. Dis hier waar hulle woord gaan ontvang. Dis hier waar hulle stigting gaan kry, in Jesus naam. Hemelse Vader, U woord is waarheid, en ons weet, U woord bou ons op, U woord bring genesing. Vader, U woord sê, dat U het gekom vir die siekes, U het gekom vir die krepeles, vir die mankes, vir die blindes en die dowes, sodat hulle kan herstel. Vader, laat hulle die eerste tree gee. Ek vra U dat hulle die krag sal gee. Vader, ons weet ons verwag wonderwerke, en ons weet, ons is in 'n baie, baie nou tyd, 'n tyd waar die deure gaan toegemaak word. Ons is in 'n tyd waar daar baie misleiding is, en mense U genade goedkoop maak. Vader, ons weet, die genade is nie goedkoop nie. Dis duur betaal deur die bloed van Jesus. En ons vat dit nie op minagting nie, maar in die krag van die woord. In Jesus Christus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die duiwel jou wegtrek nie, dat hy jou mislei nie. Groete.